Lukas 19 vanaf vers 8 tot vers 10 in my weergawe van die Bybel op bladsy 109 in die Nuwe Testament. Lukas 19 vanaf die 8ste vers. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop het Jesus gesê: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Net weer hierdie laaste 2 versies, daarop sê Jesus: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Tot sover, geliefde broer en suster, uit die kosbare woord van ons Here. Psalm 119 sê: U woord is soet, gevul met wysheid. Dit hou my op die regte pad. Vol liefde pyns ek daaroor altyd, om dit ten volle te bevat. Die wysheid wat ek daaruit haal, verhinder dat ek sal verdwaal. Net soos 'n lamp wat my die weg wys, verlig u woord die pad vir my. Regverdig, Heer, is u verbondseis, en met 'n eed hou ek daarby. Dit is my dankbare besit, met vreugde onderhou ek dit. Geliefdes, voordat ons dan by die prediking kom, laat ons saam verenig in gebed tot ons groot drie-enige God. Here, ons Here, in hierdie volmaakte lenteoggend het u ons geroep, ons by die naam geroep, om hier in u woning by mekaar te kom. U ken ons by die naam, want ons behoort aan u. Ons is u volk, u eie kudde. U het dit goed gedink dat ons vanmôre nog mag leef. En wat 'n voorreg is dit nie om te leef in hierdie pragtige oggend op die dag wat u gemaak het nie. Breek dan nou vir ons die brood, o Here. Laat ons dit eet en laat dit soet smaak op ons lippe. Maak dit stil in ons harte, sodat ons u woord mag hoor, sodat ons mag luister en dit mag inneem. Neem alles uit ons midde weg wat skeiding bring tussen ons en u. Raak ons aan met die teer aanraking van u Gees. Laat u Gees ons in hierdie uurtjie vashou, vertroos, bemoedig en versterk. Maar laat u Gees ons ook vermaan, ons leer, ons laat verstaan, ons inspireer en ons motiveer deur die woorde wat u vanoggend tot ons almal sal spreek. Mag wat ons sê en wat ons dink tog vir u aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. Ons vra dit alles in die heilige naam van Jesus ons verlosser. Amen. Geliefdes, Sondag na Sondag hoor ons in die erediens: As jy jou sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As jy jou sondes bely. Maar dit is makliker gesê as gedaan. Waar begin ek om my sondes te bely? Ek luister na ons voorleser wat vir ons voorlees hoe Jesus die wet vir ons opsom. Dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand en ons naaste soos onsself. Ek kry dit nie eens reg om myself lief te hê nie. Wat staan nog om God en my naaste lief te hê, soos wat Jesus dit van my verlang? Ek luister na dit wat Jesus sê, wat hy van my verwag, en ek weet dat ek ver tekort skiet. In die 2 Korintiërsbrief staan daar: die sterwe van Jesus draak altyd saam in my liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in my liggaam.
En dan moet ek my kop in skaamte laat sak as ek myself die vraag afvra: is die lewe van Jesus sigbaar in my liggaam? Ek lees in die woord van God nie net hier nie, maar oral. Maar hierdie gedeelte in Kolossense 3 is vir my so pragtig. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid ensovoorts. Hierdie pragtige skrifgedeelte. En ek weet, ek moet my lewe in orde kry, sodat ek weer met 'n oop gemoed voor my Vader kan staan. Maar waar begin ek? Ek is so bewus van die feit dat ek totaal en al onwaardig is. Dat ek nie eers werklik die voorreg moet geniet om hier op die kansel te staan nie. Ek weet dat 'n verkeerde paadjie begin met een treukie wat jy verkeerd gee. En as jy jou weer kan kry, as jy omdraai, het jy so ver afgedwaal, dat jy nie meer op jou eie die pad terug huis toe kan kry nie. In die geleesde gedeelte, geliefdes, is ons in die laaste week van Jesus se lewe hier op aarde. Op hierdie laaste week, veral vanaf die laaste Vrydag tot daardie Sondag, stuur alles af. Hierdie is die groot dieptepunt in Jesus se lewe. Maar vir die wêreld die hoogtepunt, die klimaks van die eeue. Jesus het sy werk in Galilea begin. Dis daar waar hy die disippels geroep het. Dis daar waar hy die skare gevoed het met 5 brode en 2 visse. Dis daar wat hy die storm laat bedaar het op die see van Galilea. Dis daar waar hy melaatses genees het, waar hy verlamdes laat loop het, waar hy blindes weer laat sien het. Dis daar waar hy met hulle gepraat het, waar hy vir hulle gelykenisse vertel het. En nou is hy op pad na Jerusalem, waar sy lewe tot 'n einde sal kom. Jesus neem die 12 disippels op sy en hy sê vir hulle: kyk, ons gaan nou na Jerusalem, soos die profeet gesê het. Die seun van die mens sal uitgelewer word aan heidene. Hy sal bespot en beledig en gespoeg word. Hy sal gegeesel word en doodgemaak word, en op die 3de dag sal hy uit die dood opstaan. Die disippels het dit nie verstaan nie, maar hulle gaan saam met Jesus. Hulle pad voer deur 'n dorp, eintlik 'n stad, genaamd Jerigo. Jerigo is baie laag geleë, onder seevlak, en vandaar is dit 'n groot opdraande om by Jerusalem uit te kom, want Jerusalem lê half op 'n heuwel. Dit is Jesus en die 12, maar soos wat dit maar altyd gebeur, is daar gou 'n massa mense rondom hom. Naby Jerigo is daar 'n blinde man, wat daar een kant langs die pad sit. Hy hoor 'n geraas. Hy hoor 'n groot menigte mense verbykom, en dan vra hy wat aan die gang is. Hulle antwoord hom: Jesus van Nasaret gaan hier verby. En nou wys dit vir ons dat hierdie man al die gerugte van Jesus van Nasaret gehoor het, as hy hom aanspreek en hoor wat noem hy hom,
Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Die skare is ongeduldig, hulle maak hom stil. Maar tipies van Jesus, te midde van hierdie groot skare, gaan staan hy. En hy vra dat hierdie blinde man na hom toe gebring word. En hy sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die man antwoord hom, Here, dat ek kan sien. En Jesus vergeet van sy reisplanne. Net daar maak hy hierdie blinde man gesond. Maar dan gaan hulle voort en hierdie groot menigte gaan saam met Jesus en die 12 en uiteindelik is hulle in Jerigo. Josefus, 'n geskiedskrywer van daardie tyd, sê van Jerigo dat dit die vetste stad in die land is. Daarby bedoel hy, dit is die rykste en mees welvarende stad, die stad van oorvloed van die destydse wêreld. Juis omdat Jerigo so lekker laag lê onder seevlak, het dit 'n tropiese warm klimaat. Dis 'n vooruitstrewende vakansieoord, 'n stad wat baie toeriste lok, 'n stad met floreerende besighede. Daar is ook 'n balsembedryf wat almal skatryk maak. Dit is 'n belastinginvorderaar se grootste droom. Dit kos dan ook verskriklik baie geld om hierdie magtige Romeinse ryk in stand te hou. Hulle het belastings gehef op alles. Daar was 'n belasting net om te lewe om die Romeinse lug in te asem. Daar was inkomstebelasting, invoerbelasting, padbelasting, hawebelasting. Daar was visbelasting. Vir elke vis wat jy uittrek, moes jy belasting betaal. Vir elke net wat jy gebruik, moes jy belasting betaal. Daar was grondbelasting, 1/10 van alle graan en 1/5 van alle wyn wat verbou is, moes belas word. En so gaan die lys aan en aan. En dan, geliefdes, lees ons van 'n man genaamd Saggeus, wat hier in Jerigo, die vetstad, bly. Ons weet nie eintlik verskriklik baie van hierdie Saggeus nie. Wat verskriklik belangrik is dat die naam Saggeus beteken onskuldig, rein en regverdig. Dis belangrik, want in daardie tye het 'n naam iets gesê van wie en wat jy is. Dit het nie veel van Saggeus gesê nie, want Saggeus het nou nie regtig die reputasie gehad dat hy onskuldig, rein en regverdig was nie. Saggeus was 'n Jood en dit het beteken dat hy grootgemaak is met die Torah, met die wet van Moses, die wet van die Here, en dit beteken Saggeus het geweet wat reg en wat verkeerd is. Die Bybel sê vir ons Saggeus was 'n ryk man, want Saggeus was 'n tollenaar. Wat vir 'n ding is 'n tollenaar? Ons is besig op die oomblik om ons belastingsaake reg te kry. En 'n tollenaar is maar min of meer wat 'n SARS amptenaar in ons tye is, maar met groot en belangrike verskille. Want 'n tollenaar van daardie tyd het in diens gestaan van die Romeinse regering. Dit beteken dat 'n tollenaar iemand was wat gekies het om vir die vyand te werk, omdat hy 'n goeie salaris daaruit kon verdien, omdat hy baie geld daaruit kon verdien. 'n Tollenaar het dus in diens van die Romeinse regering gestaan, daardie regering wat baas was oor die Jode, wat hulle so onderdruk het en wat hulle doodgewurg het met al die belastings wat hulle wou gehad het. Dit was die praktyk dat 'n tollenaar 'n vasgestelde persentasie van al die belastinggeld wat hy ingevorder het, in sy eie sak kon steek. En dit het natuurlik aanleiding gegee tot baie wanpraktyke, want die tollenaars het meer geld gevra as wat regtig nodig was,
want dan kon hulle meer geld in hulle eie sakke steek. Hulle het ook geen genade betoon aan hulle eie volksgenote wat nie kon betaal nie. Hulle sou sommer hulle besittings of hulle grond vir hulle self vat, as hulle nie kon betaal nie. En geliefdes, dis om hierdie rede, dat die tollenaars so ontsettend gehaat en verafskuw was in die destydse wêreld. Die tollenaars is gesien as die skuim van die wêreld. Vriende met 'n tollenaar? Ek dink nie so nie, dis ondenkbaar. Daar is lyste in daardie tyd van misdadigers. Diewe, moordenaars, tollenaars. 'n Tollenaar is gesien as 'n misdadiger en die ergste van alles is dat die tollenaars nie toegelaat is om in die tempel te kom nie. Geliefdes, en dan lees ons van Saggeus. Hy was nie net 'n tollenaar nie, hy was 'n hooftollenaar. 'n Hooftollenaar van daardie ganse gebied. Dit het beteken dat hy baie tollenaars onder hom gehad het. Hy was 'n man wat skatryk geword het uit die swaar verdiende geld van die Jode, en daarom was die premie haat en vyhandige gesindheid wat hy van sy volksgenote ontvang het, soveel hoër. Om een of ander rede was dit vir hom belangrik om Jesus te kan sien. Daar staan eintlik letterlik, hy wou sien, hy het probeer om te sien wie Jesus is. As ons dink aan dit wat ons net nou gelees het van die blinde man en daardie groot massa, dan kan ons net dink dat die gerugte oor Jesus hom vooruitgeloop het. Jesus van Nasaret, Jesus die seun van Dawid, Jesus die groot wonderdoener. Hy moes gehoor het van hierdie Jesus. En nou probeer hy verbeter om Jesus te sien. Maar die Bybel sê vir ons, Saggeus was 'n biksie. Hy was 'n kort mannetjie en maak nie saak hoe hy probeer nie, hy kan nie sien nie. Daarom hardloop hierdie skatryk waardige amptenaar in diens van die Romeinse ryk vooruit en hy klim in 'n wilde vyeboom langs die roete waar langs Jesus sou gaan om Jesus te kan sien. Nou nie werklik waardige optrede vir iemand so Saggeus nie. Ek sien altyd hierdie prentjie so duidelik in my geestesoog. Jesus en die 12 omring met 'n groot skare, en daar's 'n gedring en 'n geraas en 'n geskree. Maar dan is dit vir my asof daar so 'n oomblikkie, so 'n eilandjie van stilte is, te midde van die geraas en gedring. Want Jesus, hy weet van daardie klein kort mannetjie in die wilde vyeboom. Toe hy by daardie plek kom, toe gaan staan hy en hy kyk op en hy ken Saggeus by die naam. Tussen al die mense is die fokus van Jesus op hierdie klein, gehate, ongewilde sondaar. Hierdie onrein misdadiger wat nie eers die voorreg het om in die tempel te kom om sy offer te bring om God te vra om sy sondes te vergewe nie. Saggeus, wie se naam beteken onskuldig en rein, maar wat glad nie onskuldig en rein is nie. En Jesus ken hom. Hy spreek Saggeus aan en hy sê vir hom hierdie ongelooflike woorde. Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Tuis gaan beteken dat hy verseker ook daar sal eet. Hierdie man, Saggeus die sondaar, sal die brood breek vir die brood van die lewe. Beide tuis gaan by iemand en eet saam met iemand is gewigtige sake in daardie tyd. Rondom albei daarvan is daar geweldig baie reinheidswette. Jy gaan nie sommer tuis of eet nie sommer saam met iemand wat onrein is nie, saam met iemand wat 'n sondaar is nie, want daardeur sê jy, ek assosieer met jou en aan jou vriende word jy geken. Dink nou mooi, my broer en my suster. Agter Jesus aan loop daar 'n massa mense. Daar is die 12 disippels.
Maar in hierdie skare is daar versekerlik ook fariseërs, sadiseërs, skrifgeleerdes, die belangrike mense van daardie tyd. Verseker is daar mense by wie Jesus sou kon tuis gaan, sonder om hom die woede, die afkeer, die kritiek, die argwaan van sy tydgenote op die hals te haal. Maar tussen almal kies Jesus vir Saggeus, die boksie, die sondaar uit om by tuis te gaan. Maar Jesus doen soveel meer met hierdie enkele sinnetjie wat hy sê, Saggeus, kom gou af want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy doen soveel meer as om net homself uit te nooi. Want met hierdie woorde sê Jesus vir Saggeus, ek weet jy is klein, maar niemand is so klein dat God hom nie raak sien nie. Ek weet jy is klein, maar in God se oë is jy groot. Ek weet jy is gehaat en verag. Ek weet jy word deur jou volksgenote verstoot. Maar die vyandige gesindheid van mense staan nie in die pad van die liefde van God nie. Ek weet presies wie en wat jy is. Maar niemand het so ver afgedwaal. Niemand is so ver verlore dat die genade van God hom nie kan opspoor nie. Selfs in die midde van 'n groot skare, selfs in 'n wilde vyeboom. Vir 'n oomblik fokus ons weg van Jesus en Saggeus en kyk ons weer na die skare wat vir mekaar fluister, aan mekaar stamp. Hy gaan by 'n sondige man tuis. Die skare kritiseer en veroordeel nie net vir Saggeus, die sondige man nie, maar ook miskien veral vir Jesus. Want jy sien, hy is veronderstel om Jesus, die seun van Dawid, te wees, maar hy hou nie eers by die reëls van sy samelewing nie. Geliefdes, die hartseer van die wêreld is, nie almal is bly as daar hoop vir sondaar mense kom nie. Maar Jesus is doelgerig. Hy steur hom nie aan dit wat die skare sê nie. Hy weet waarvoor hy gekom het. En nou is dit weer asof die skare wegraak. Dis net die twee van hulle, Jesus en Saggeus. En ten spyte van die kritiek van die skare, waarvan Jesus wel deeglik bewus is en Saggeus ook, is daar blydskap in albei van hulle se harte. Wat vir my so ongelooflik is, my broer en suster, wat vir my elke keer opval, as ek hierdie skrifgedeelte lees. Jesus kritiseer nie, hy verwyd nie, hy beskuldig nie. Al wat hy sê is, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Maar woorde is nie nodig wanneer jy van aangesig tot aangesig met Jesus staan nie. As jy so met Jesus gestaan het, is jou lewe nooit weer dieselfde nie. 'n Ware ontmoeting met Jesus verander jou lewe onherroepelik. En Saggeus, die boksie, Saggeus, die skatryk tollenaar, Saggeus sien presies raak. Hy verstaan wat op hierdie oomblik aan hom gebied word. Want hy weet dat Jesus na hom kyk, nie soos die skare na hom kyk nie. Jesus kyk na hom en hy sien nie die sondaar wat die skare sien nie. Hy kyk na hom en hy sien verloste kind van God. En dan lees ons, Saggeus het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. En dan sien ons 'n ander, splinternuwe Saggeus. Sonder dat Jesus dit van hom vra, sê hy self, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Hy doen meer as wat die wet van Moses verg. Hy doen die maksimum wat die wet van Moses sal vra, uit dankbaarheid vir die liefde en die genade wat hy nou net van Jesus ontvang het. 'n Totale ommekeer in Saggeus se lewe, 'n skuldbelydenis wat hy bely voor Jesus se heiligheid.
Ek het mense afgepers. Ek ken die Torah, ek het geweet wat reg en wat verkeerd is, en ek het die verkeerde gedoen. Want Jesus, hy verander ons hart. So het hy Saggeus se hart verander, sy optrede verander. Hy het hom waardig gemaak. Nou nie meer Saggeus die sondaar, die tollenaar nie. Waarlik, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n seun van Abraham. 'n splinter nuwe identiteit. 'n ander mens. En miskien kry Saggeus nou die geleentheid om weer die mens te wees wat sy naam sê hy is. Onskuldig, rein en regverdig. Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n seun van Abraham. Geliefdes, van aangesig tot aangesig, sonder 'n aanklag, sonder beskuldiging, sonder verwyt, word ook ek en jy van binne af verander. Jesus ken ons. Hy ken ons by die naam. Hy weet wie en wat ek is. Hy weet waar in my lewe ek op die oomblik staan. Hy weet hoe dit lyk in my hart. Hy weet wat in my gedagtes aangaan. Hy weet wat in my lewe aangaan. En hy vra, sal ek en jy hom innooi in hierdie oggend? Hy sien ons almal raak. Selfs die kleinste, die geringste, die onbelangrikste. Hy soek ons uit tussen die massas, hy ken ons naam. Hy sê vir ons vanoggend, ek weet jy's klein, maar vir God is jy groot. Niemand is so klein dat hy vir God onbelangrik is nie. Ek weet jy het afgedwaal, so ver afgedwaal dat dit nie vir jou voel asof jy ooit weer jou pad huis toe sal kry nie. Maar niemand is so verlore dat die liefde van God hom of haar nie kan opspoor soos daai verlore skapie wat die herder gaan op sy skouer tel het om terug te dra na die kudde toe nie. Ek weet jy's ongewild en verstoot, maar mense opinie sal nooit in die pad van die liefde van God kan staan nie. Geliefdes, Jesus sien ons swak en nietig. Nietig, onbelangrik, verlore, vol sonde. In daardie pragtige beruiming van Psalm 23, die Here is my herder, ek wens ek kon sing, want ek dit vir julle gesing, niks sal my ontbreek nie, baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Genade onbeskryflik groot, van die seun van die mens, het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is God se kind. Maar ons dink, kyk hoe lyk my lewe, kyk na my verlede, kyk hoe ver het ek afgedwaal. Ek moet regmaak, ek moet weer goed genoeg wees, sodat ek Jesus weer in my lewe kan verwelkom. Ek en jy is nie goed genoeg nie, maar Jesus is goed genoeg. Hy alleen bring die verandering in ons, sodat daar verandering deur ons kan plaasvind. Hy lei ons na 'n punt van diep opregte berou, van 'n skuldbelydenis wat uit ons hart en uit ons wese geruk word. 'n Berou wat in my dade en in my lewe reflekteer.
En ten spyte van 'n skare, 'n menigte, 'n wêreldse kritiek, ten spyte van my verlede, ten spyte van al die foute wat ek begaan het, ten spyte van die lewe wat ek tot dusver gelei het, maak hy weer van my die mens wat God in gedagte gehad het, toe hy my geskep het, toe hy my as 'n klein selletjie in die skoot van my moeder geplaas het. Sal jy dit waag om die deur van jou hart, jou lewe, jou huis vir hom oop te maak? Sal jy hom toelaat om vir jou 'n nuwe identiteit te gee? Want as Jesus na jou kyk, dan sien hy nie sondaar, mislukking, uitgestote verworpeling nie. Hy sien verloste kind van die Allerhoogste, vir wie ek flissies aan die kruis gaan sterf. Ja, Here, ek ontvang U met blydskap en met dankbaarheid. Heilige Jesus, hoor my bede, hervorm my hart, my krag, my rede. Maak my al meer U beeld gelyk, vorm my wil en ook my wandel, dat in my denke, spreuke, handel, in alles slegs U beeld sal blyk. Herskep opnuut, o Heer, my lewe tot U eer. Heilige Jesus, o heilig my, wil U my lei, om my geheel aan U te wy. Amen. Kom geliefdes, laat ons nou weer saam bid. Ons Here, dit is vir ons te groot, te wonderlik om te begryp en te verstaan dat U bemoeienis maak met ons, sondaar mense. Dit is vir my so groot en so wonderlik dat U my by die naam ken en dat U by my wil tuis gaan, dat U hoegenaamd omgee vir iemand soos ek. Dankie Here dat U ons nie sien as die sondaars wat ons is nie, maar dat U ons sien as verlostes, as kinders van die Allerhoogste, dat U ons potensiaal raak sien tussen al die foute wat ons gemaak het. Ek weet, Here, ons is nie in staat om iets aan die gemors van ons eie lewe te verander nie. Maar ons het opregte berou in ons harte. Verander ons, maak ons nuut, roep ons en red ons. Vervul ons met U Heilige Gees. Ons verlang daarna om U te ontmoet, om U te ervaar soos nog nooit tevore nie. Met ons hele hart wil ons sien wie U is. Wees dan met ons elke trekkie van ons lewenspad. Ons wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Wees ons Immanuel, God met ons, nou en al die dae van ons lewe. Help ons om te lewe en U groot te maak. U altyd ter ere, ons groot en drie-enige God. Amen. Jesus sê, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons almagtige hemelse Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, is en bly met julle almal, nou en tot in alle ewigheid. Amen.